Die Here wil vir ons seën vanmôre uit sy woord uit Esegiel 47, 'n baie bekende gedeelte. Esegiel 47 op my Bybel bladsy 914. Die opskrif is die stroom uit die heiligdom. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die Dooie See sal inloop. Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die Dooie See toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die Dooie See staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Aangrypende beeld wat Esegiel hier gee. En nou moet u en ek onthou, die volk sit in ballingskap. Hulle is weggevoer as slawe in 'n vreemde land. En baie van hulle sal in hulle hele lewenstyd nie weer by hulle plase of hulle familie wat daar agtergebly het uitkom nie. Slegs enkeles wat nog jonk is, sou die voorreg gekry het om weer terug te kom. En in hierdie nood waar hulle sit, vra hulle hierdie vraag. Dit is soos 'n refrein wat oor en oor deur hulle gemoed spoel. Hulle vra, waar is God? Waar is God? Hoe kon hy toelaat dat ons so in ballingskap as gevangenes in 'n vreemde land sit? Het God nie vir ons die belofte gegee dat hy altyd by ons sal wees, dat sy tempel altyd by ons sal wees nie? Waar is God? En nou kom Esegiel met hierdie beeldspraak en hy wil vir hulle wys, ja, dit is so dat God julle gestraf het vir julle sondes. Dit is deur julle eie toedoen dat julle in ballingskap sit hier in die vreemde. Maar God het julle nie vergeet nie. Daar's hoop. Vir die wat die Here liefhet, vir die wat deur sy Gees lewe, sal daar nuwe lewe kom. Dit sal wees soos 'n stroom lewende water wat uit die tempel uitvloei.
en God sal sy koninkryk en sy gemeente vernuwe. Jy sien, God wil lewe gee, daar waar ons hoop verloor het. En nou moet jy weet dat hierdie stroom water begin by jou eie voete. Dit begin by jou persoonlike verhouding met God. Want in die Nuwe Testamentiese tyd is ek en jy die tempel van God. Nie waar nie? En as die Gees van God in jou woon, dan begin hierdie water stroom. Al sit jy in ballingskap, begin hierdie water stroom, eintlik hierdie nuwe lewe uit jou hart vloei. En hierdie stroom sal groter en dieper word, hoe meer ek en jy leer om in oorgawe aan die Heilige Gees te lewe. God kom vanmôre en hy sê, as jy hoop verloor het, as dit vir jou voel, of jy in jou geestelike lewe in ballingskap sit, wil ek vir jou vanmôre kom sê, my kind, ek het vir jou aan die kruis gesterf. Ek wil jou lewe gebruik, om nuwe lewe te gee, in hierdie stikkende stad waarin ons woon. Ek het jou uitgekies, om my Gees in sy volheid, deur jou, te laat vloei, na almal wat dit nodig het. En oral waar jy gaan, sal daar lewe kom. Jy sal die een wees, wat lewe gee, daar waar almal hoop verloor het. En dan gebruik Esegiel hierdie beeld, en hy sien hierdie visioen, hoe God wys, dat selfs in die dooie see, daar waar die water nie kan uitloop nie, daar waar al die soutte versamel, daar waar die doodsheid op sy grootste is. Kom sê die Here, ek sal nuwe lewe gee, oorvloed lewe. En jou lewe gaan die verskil maak. Wie is daar vir wie jy al hoop verloor het in jou lewe? Wie is die persoon vir wie jy bid? Wat jy vra, Here, kan daar verandering kom? Kan daar nuwe lewe kom? En sê die Here vanmôre, ek gaan jou gebruik om die lewe te bring. Ek gaan jou gebruik om jou eie gebed te verhoor. God roep ons om draers van hoop te wees in hierdie dorre wêreld waarin ek en jy leef. God roep vir my en jou om lewende getuies te wees. Elke dag van ons lewe. Weet jy watter geweldige impak het ons lewe? Ons is baie keer nie eens daarvan bewus nie. Die ou kleinste dingetjie, die eenvoudigste maniertjie hoe u en ek optree elke dag, het 'n impak in ander mense se lewens. Nou onlangs, toe Richard Blackaby en John McGregor hier by ons was met die Dieper Lewe konferensie, vertel John McGregor hierdie aangrypende verhaal van 9/11. En ons het nou onlangs hierdie week aan 9/11 gedink. Daardie gebeurtenis toe die Wêreldhandelsentrum in Amerika in duie gestort het toe die vliegtuie daarin vasgevlieg het. Verskriklike ramp. Daar was soveel mense wat in daardie massas bourommel gesterf het en verkool is. John McGregor vertel, die laaste persoon wat gered is uit hierdie bourommel, was eers 27 uur later gered. Dit was 'n vroutjie gewees wat vasgekeer was in hierdie puin. Sy het diep onder hierdie puin gelê en vir 27 uur het sy gebid en gesmag na lewe. Sy was by haar volle verstand. Sy kon eintlik nie beweeg nie. Sy was vasgeval onder hierdie blokke beton.
En sy was desperaat. Sy het met God geworstel in gebed om uit hierdie beton te kom, om net te lewe. En sy het al begin om hoop te verloor. Eers 24 uur later, terwyl sy in daardie koue vasgelê het, gedruk lê onder daai beton, hoor sy stemme wat harder word. En sy het gehuil en gebid. En sy was so desperaat. En sy het probeer om haar arm na boontoe te steek, om tog net te hoop dat as haar vingerpunte tog net bo hierdie beton kan uitkom. Sy het nie eens geweet of haar hand deur hierdie stukkies gleefies wat sy kon voel bo uitgekom het nie. Sy het so gelê en gehuil en gebid, want dit was klaar met haar. Sy het hoop verloor. En sy sê, terwyl sy so gebid het, die wonderlikste ding met haar gebeur, wat sy ooit in haar lewe sal vergeet, is iemand het aan haar vingerpunte geraak. Sy vertel agterna, sy sê daardie aanraking van haar vingerpunte was vir haar die wonderlikste gevoel wat sy nog ooit in haar lewe gevoel het. Sy het gevoel, ek is gered, hier is hoop, iemand het my aangeraak, God het my gesien. Daardie aanraking van haar vingerpunte het vir haar 'n groter vreugde verskaf as enige iets in haar lewe. God het haar aangeraak. En ek wil vanmôre vir jou sê, my boetie en my sussie, daar buite is baie mense wat net blyk dat God hulle sal raak sien. En God wil jou gebruik om hulle vingerpunte aan te raak. Dis daardie klein daadjies wat jy doen wat mense se lewens verander. En jy moet nooit vergeet wat staan in Efesiërs 3 vers 20 nie. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Dit is die God wat in jou leef. Dis die God wat jou wil gebruik om 'n verskil te maak. Vra God vanmôre om vir jou te gebruik, om mense se lewens aan te raak, om 'n draer van hoop te word in hierdie stikkende lewe. Jy sien, soms moet ons oor die straat loop, en daar waar ons nie wil wees nie, 'n verskil vir God gaan maak. Hierdie profeet Esegiel moes op 'n dag hoor hoe God hom roep. En dan sê God vir hom hierdie verskriklike woord. Hy sê vir hom, mens, ek stuur jou na 'n opstandige nasie. God stuur hom na mense wat nie regtig lief is vir God nie, wat nie eers wat rebels is, wat nie nou die woord wil hoor nie. God sê, ek stuur jou na hierdie mense wat vra, waar is God? Dan sê God vir hom in Esegiel 2 vers 1 tot 3, en ek lees dit, daar staan, die stem het vir my gesê, mens, staan regop, ek wil met jou praat. En terwyl hy met my praat, kom die Gees in my en laat my regop staan. Ek het die stem met my hoor praat. Hy het vir my gesê, mens, ek stuur jou na die Israeliete toe, 'n opstandige nasie wat teen my in opstand gekom het. Wow. Jy sien, ons as godsdienstiges, ons wil altyd lewe aan die veilige kant van die straat. Ons wil altyd in ons gemaksones leef. Ons leer in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10, dat jy kan nie altyd kies wat in jou dagboek staan nie. God gaan vir jou baie keer vra om van jou dagboek en jou dagbeplanning af te wyk. Want wanneer daar 'n hulp kom, 'n krisis kom oor jou pad,
dan moet jy alles los, en jy moet na die stem van die Heilige Gees luister, en jy moet doen wat God vir jou vra. Maar ons is so gerieflik. Ons wil net by ons dagboeke bly. Ons wil net ons lewens beplan. Ons wil net doen wat ons vir hierdie dag vir ons uiteengesit het. Maar my boetie en sussie, ek en jy het nie die luukse om te kies hoe ons dagboek lyk nie. Want wanneer ons waarlik in oorgawe leef, dan moet ons sensitief raak vir God se stem. En dan moet ek weet, God het vir my aan die kruis gesterf, sodat ek 'n hoopdraer kan wees, sodat ek iemand se vingerpunte kan gaan aanraak vandag. Om iemand se naaste te wees, en op Jesus se voorwaardes te leef, beteken dinge gaan onverwags en onbepland in jou lewe gebeur. Ek sit hierdie week by my huis. Ek is besig om te werk in my studeerkamer. En ek het 'n magte om werk en ek is onder druk. En ek kry 'n oproepie van 'n onbekende nommer op my selfoon. En die persoon aan die ander kant vra vir my, kan jy my kom help? Ek sê, waarmee? Ek sit hier by die hospitaal in 'n reistoel en ek weet nie hoe om by die huis te kom nie. En ek kyk op my horlosie en ek dink aan my baie werk. En ek sê, Here, as dit is wat U nou op hierdie oomblik op my agenda wil plaas, sal ek dit doen. En ek sê vir die persoon, ek kom kry jou oor 10 minute. Sit net daar. En ek klim in my bakkie en ek ry hospitaal toe. En wie sien ek in die reistoel sit? Dieselfde jong man wat verlede Sondag hier voorgesit het met sy hondjie. En ek tel hom op. En ek gelaai hom by sy huis af. En hy sê vir my, ek moet maandag by Klerksdorp kom. Want die kunsledemaat wat ek het losgeskeur. Ek het 'n pyn in my been en ek moet geopereer word. En ek weet nie hoe om in Klerksdorp te kom nie. En ek sê vir hom, ek sal 'n plan maak. En ek weet nie wat om sy plan te maak nie, en ek bel een van ons lidmate by die hospitaal, Susan Hampel, en 'n wonderlike mens, sy sê, hou aan dominee, ek maak 'n plan. En sy boek hom op die bussie van die hospitaal wat môre Klerksdorp toe ry. En ek bel terug om vir die persoon die nuus te gee, maar sy nommer werk nie. Toe ontdek ek uit iemand anders se foon by die hospitaal geleen. Ek ry na sy huis toe en ek sê vir hom, jou vervoer is gereël. En toe ek omdraai om weg te loop, toe sê hy vir my, dominee, ek wil net vir jou sê, ek is so bly. Ek is so bly. Ek het hierdie gemeente ontdek. Vir die eerste keer in my lewe het ek liefde ervaar. Jy sien my boetie en my sussie, wat probeer ek vir u sê? As my dagboek vir my belangriker was as daardie oproep, het ek God se toets gedryp. Dan kan ek vanmôre maar 'n streep deur hierdie preek getrek het, want ek het dit nie geleef nie. En elke dag gebeur daar iets in jou lewe ook, waar die stem van die Heilige Gees in jou lewe kom influister en vir jou sê, doen vir my dit, my kind. En dan het ek en jy die keuse of ons die besige dagboekprogram van ons gaan volg en of ons gaan doen waarvoor God vir ons op hierdie oomblik geroep het. Want ek en jy moet besef, ek en jy is die mens wat gestuur word. Ons is God se boodskapdraers. Jesegiel hoor dat God vir hom sê, toe sê hy vir my, mens, gaan na die mense van Israel toe
en sê vir hulle wat ek sê. Ek en jy moet met ons lewe gaan leef. Woorde van hoop gaan spreek. Gaan sê dit wat God vir ons sê om te sê. Nie dit wat ek in my dagboek beplan het om te leef nie. En ek en jy ken die profeet Esegiel, as jy deur daai boek gaan lees, dan ontdek jy, hierdie man moes simbolies letterlik met sy lewe leef wat sy boodskap is. God het vir hom verskillende radikale dinge gesê om met sy lewe te doen. En hy moes dit gaan illustreer met sy lewe. As God vir hom sê in hoofstuk 5, skeer jou hare alles af, skeer jou baard af, en deel dit in 3 dele, en sit dit op die skaal, dan het God 'n doel daarmee, dan doen hy dit. Laat my so dink aan die gesin, die pa en die ma, en hulle kinders, wat in 'n godsdienstige huis groot geword het, die ouers, en toe wou hulle kinders ook groot maak vir die Here. Hulle het die doopbelofte afgelê, en soos hulle kinders groter geword het hulle luier geword. Hulle het geriefliker begin leef, en hulle het hulle kinders begin aflaai by die jeugbediening. En hulle het later self nie meer kerk toe gekom nie, hulle net kom aflaai, elke Sondag net kom aflaai. En dan by die huis, dan het hulle nog vir hulle kinders die Christelike waardes geleer. Maar Sondag het hulle kinders kom aflaai. En toe het hulle kinders ouer geword. Hulle het skool verlaat. Toe hulle klaar was met skool, het hulle nuwe vriendekringe gekry. Die kinders het nie meer kerk toe gekom nie. Sondag het die kinders sport begin beoefen. Hulle vriende het hulle weggetrek van die Here. Hulle het begin eksperimenteer met drank en met vrye seks. En uiteindelik het hulle so losbande geleef, dat hulle nie eers meer hulle Bybel oopgemaak het nie. En op 'n dag het 'n stikkende ma by haar dogter gaan sit en gesê, my kind, hoekom leef jy so? Het ons nie vir jou anders geleer nie? En toe sê die dogter vir haar ma, julle het nie anders geleef nie. Julle het nie Sondag in die kerk gekom nie. Ek het julle nooit sien bid nie. Ek het julle nooit sien Bybel lees nie. Julle het nie God lief nie. Julle is skynheilig. En ek het net besluit om nie skynheilig te wees nie, maar my lewe te leef. Jy sien, draers van hoop dink nie meer aan hulle self nie, maar hulle dink meer wat God sou doen. En elke dag moet ek en jy minder aan onsself dink en meer begin dink, wat sou God doen? En ek wil graag vir julle 'n DVD-klip speel. Ek het hom al vroeër gespeel. Dit is daardie gedeelte van Victor Hugo se Les Miserables, daardie pragtige klip van Valjean wat kom en dan steel hy die aartsbiskop Morriel se silwerware in sy huis. En dit nadat hy kort onlangs vrygelaat was uit die tronk, dan gaan steel hy so waar weer die biskop se silwerware. En dan vang hulle hom en dan bring hulle hom na Morriel. En dan doen hierdie biskop Morriel iets besonders vir Valjean wat sy hele lewe verander het. En ek gaan vra dat ons nou daai DVD klip speel. Ek speel dit omdat ek dit nie vir u beter kan illustreer as met hierdie klip nie. Is anybody there?
so we'll use wooden spoons. I don't want to hear anything more about it. I'm sorry to disturb you, You caught him. but I had my eye on this man. And Thank God. I'm very angry with you, Jean Valjean. what happened to your eye, Monseigneur? Didn't he tell you he was our guest last night? Oh, yes. After we searched his knapsack and found all this silver, he claimed that you gave it to him. Yes. Of course I gave him the silverware. But why didn't you take the candlesticks? That was very foolish. Madame Gillot, fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them? Hurry. Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time. Did you forget to take them? Are you saying he told us the truth? Of course. Thank you for bringing him back. I'm very relieved. Release him. You're really letting me go? Didn't you understand the bishop? Madame Gillot, offer these men some wine. They must be thirsty. Thank you. And don't forget. Don't ever forget. You've promised to become a new man. Promise. Why are you doing this? Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I've bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred. And now I give you back to God. So het hierdie biskop vir Valjean 'n kans gegee om met die silwerware oor te begin. 'n Nuwe lewe te gaan leef. I give you back to God. Vergifnis, vryspraak. Miskien is jy vanmôre moedeloos, miskien sê jy maar ek het dit dan al so baie keer vir mense gedoen. Hoekom verander hulle lewens dan nie? Elke dag probeer ek vriendelik wees en ek sien nie dat mense se lewens verander nie. Maar dan moet ek en jy onthou, ons harde werk oor kan die straat verander nie noodwendig altyd mense se lewens nie. Maar dit verander wel vir ons. Dit verander die manier hoe ons na mense kyk. Dit verander die manier hoe ons oor ons kinders begin dink. Dit verander ons karakter. En dit bring vir ons nader aan God in 'n dieper verhouding. Sodat ons al meer in sy voetspore kan stap. Weet jy, wanneer 'n mens sensitief word vir God, kom wys hy vir jou dinge uit op die ingewing van die oomblik en jy weet dis God wat met jou praat. Ek staan hierdie week by Spar, dol gegaan in ons huis. Vrou kom van die werk af, daar's nie brood nie. Sy sê gaan koop gou-gou vir ons brood en ek sê nee, ek sal gaan spring in die kar. Jaag Spar toe. Staan daar by die kasregister. Probeer hastig wees want daar's nie kos by die huis nie. En terwyl ek so die brood gryp, sien ek daar's 'n klaar voorbereide dis en ek koop dit en ek staan by die kasregister en nou moet ek vir julle sê toe ek ingekom het in die winkel, het ek saam met iemand ingekom wat ek weet nie baie wel af is nie. En toe ek by die kasregister staan om my goed te betaal, toe stap hy dieselfde persoon wat nou net vir my gesê het hy kom ook in om kos te koop, toe stap hy uit langs my en toe hy by my verbystap, toe vra ek vir hom, "Waar's die kos wat jy sou koop?" En hy sê vir my,
Nee. Die goed is bietjie duur. Ek sê vir hom, hoekom het jy nie vir jou kos gekoop nie? Ek kan dit nie. Ek kort R20, ek kan dit nie betaal nie. En daai R20 wat ek hom daar gegee het my 'n nuwe sensitiwiteit vir God gegee. Meer as wat dit vir hom hoop gegee het. Jy sien my broer en suster, dit gaan baie keer nie oor wat jy vir die ander mens doen nie. Maar elke keer as jy gehoorsaam is aan God, en elke keer as jy daai klein daadjie doen, dan word jy nader en nader aan God getrek. En dan weet God, jy is sensitief vir my stem, ek kan jou gebruik. En as ek dit daar nie gedoen het nie, dan het ek weggebeweeg van God in 'n stuk ongehoorsaamheid tussen my en God kom staan. En hoeveel keer gebeur dit nie met my en jou elke dag van ons lewe nie? 'n Keuse wat ons moet maak, of ons gehoorsaam aan God wil wees en of ons ongehoorsaam gaan wees. Nederigheid is om minder van jouself te dink, minder aan jouself te dink. In Filippense 2 kry ons 'n aangrypende gedeelte in die woord en ek wil dit vir u lees. Dis die beskrywing van 'n Jesusroete wat ons moet wandel. 'n Jesusroete waarop ons moet stap. Ek lees vanaf vers 3. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Jy sien, ligdraers tree nie op in die lig nie. Ligdraers tree juis op daar waar daar duisternis is, waar mense hoop verloor het, word jy en ek die hoopdraer. Kom ons vra die Here vanmôre om vir ons onselfsugtig te maak. Bereid om in sy voetspore te loop. Bereid om te doen wat Jesus op daardie oomblik sou doen, wat hy van my verlang om te doen. En wanneer ek en jy elke dag vir ons doelbewus daarop instel, om so fyn te luister vir God se stem. O, wat 'n vreugde gaan dit nie vir God wees, om so met sy kinders te praat, om sy kinders direk te begelei deur die Heilige Gees, om 'n stroom van lewegewende water te word, elke dag, waar ek en jy beweeg nie. Toe Desmond Tutu in 1984 die Nobel Vredesprys ontvang het, toe vertel hy 'n verhaaltjie. 'n Verhaaltjie wat 'n onuitwisbare indruk op hom gemaak het toe hy 'n klein seentjie was. En hy vertel die verhaal van hoe hy saam met sy moeder in die plakkerskamp Sophiatown gestaan het. En hoe daar in die straat 'n wit man in priesterklere verbygestap het. En hoe daar die wit man by sy moeder kom staan en sy hoed afhaal en sy moeder, wat maar 'n plakkersvrou was, beleefd groet en vra, vrou, hoe gaan dit met jou, mevrou? En Desmond Tutu het later uitgevind dat dit Trevor Huddleston was. Maar hy sê daardie groet van hierdie man wat sy hoed afhaal en hierdie eenvoudige vroutjie groet in liefde en respek betoon aan haar, het 'n onuitwisbare indruk in sy lewe gemaak. En hy het daardie dag besef dat egte geloof alle rassegrense uit die pad vee. Alle klasverskille uit die pad vee. Dat egte kinders van God bo oor hierdie dinge na mekaar uitreik. En hy daar besluit, ek wil ook so leef. Ek wil ook so wees.
Die hartklop van draers van hoop is egte verhoudings. Egte verhoudings begin wanneer ons bereid is om saam reisgenote te wees, bereid is om mekaar deur Jesus se oë te sien en mekaar in liefde te bedien. Etienne Skuman sê, disippelskap is soos om te leer loop. Jy kry dit nie in 'n boek nie. Jy kan dit nie doen terwyl jy sit nie. Dit is soos om te leer loop. Jy val 'n paar keer hard. Maar jy leer dit net terwyl jy loop. Dis 'n leefwyse om elke dag agter Jesus aan te loop. Dis om jou oog op Jesus te hou en weg te kyk van jou eie nood. Dan word jy 'n draer van hoop, dan word jy lewende water wat lewe bring waar jy kom. Dan verander my prioriteite, dan verander my lewensritme, dan verander die dringendheid van my dagboekplanne en my aktiwiteite verander. Kan ek vanmôre vir jou vra, o my broer en suster, moenie vir jouself lewe nie. Ek wil weer sê, moenie vir jouself lewe nie, want as jy vir jouself lewe, sal jy so dood word soos die dooie see. Maar kyk op na God en begin vir hom leef. Want jy is onontbeerlik vir hierdie stad waarin God jou geplaas het. Jy's die een wat geestelike herlewing kan bring. Jy's die een wat die verskil moet maak. Jy is die enigste een wat die Heilige Gees in jou hart ontvang het. En God het 'n premie op jou en my lewe geplaas toe hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Hy het geglo dat jy hom so lief het, dat jy 'n draer van hoop in hierdie stad sal wees. En ek en jy mag dit nooit vergeet nie. Ek en jy is draers van hoop vir God in hierdie wêreld wat sy dorre nood. Ja, daar sal baie mense wees, jou vriende sal jou wil terugtrek. Hulle sal wil keer dat jy oor die straat stap na die ander kant. Daar sal mense wees wat jou negatief beïnvloed, wat jou vertel hoe sleg hierdie land is, hoe korrup die mense is in die regering en hoe treurig dit gaan. Jy sal dit lees in die koerante, jy sal dit hoor oor die radio, maar dit is Satan se manier om jou en my moed te breek, om ons in 'n dooie see te verander. Pas op vir jou vriendekring. God het jou en my geroep om hoop te bring waar wanhoop is, om lig te wees in duisternis. En as draer van hoop is jy geroep om op te bou, nie af te breek nie. Staan op die woord van God se beloftes, dat jy 'n stroom lewende gewende water kan word. En leef dit prakties uit. Jeremia 29 vers 10 tot 14 sê, die Here, ek weet wat ek vir julle beplan. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebed verhoor. Julle sal my ontmoet, sê die Here. Die punt is, God beplan vir jou goeie dinge. Ons hoop is hoop op God en nie gebaseer op die omstandighede waarin ons ons nou bevind nie. Word sensitief vir die mense om jou wat wanhoop. Wees jy vir hulle hoop. Ek wil afsluit met die verhaaltjie. Daar word vertel van 'n man en vrou wat vir jare lank elke Sondag kerk toe gekom het. En dat hulle op presies dieselfde plek in die kerk gaan sit, soos hulle gewoonte was. Hulle was regtig getroue kerkgangers. Hulle was elke Sondag in die kerk gewees. Maar hulle het niks getuig nie. Hulle het niks gedoen in die gemeente of in die gemeenskap nie.
Hulle het hulle Bybel elke dag gelees en hulle was elke Sondag in die kerk op hulle plekkie gesit. En toe gebeur daar iets vreeslik met hierdie man en vrou wat reeds 66 jaar oud was. Hulle beland in 'n afskuwelike motorongeluk. En die man is daar in die wrak oorlede. En die vroutjie is in die hospitaal opgeneem en 6 maande later het sy so herstel dat sy die hospitaal uit kon kom. En sy het in hierdie eensaamheid by haar huis gekom en sy het by die Here gehuil en gesê, Here, hoekom moes dit met my gebeur? En sy het duidelik gehoor hoe die Here vir haar sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Ek is nog nie klaar met jou nie. En sy het vir die eerste keer in haar lewe, op 66-jarige ouderdom, het sy gaan kniel by die Here en vir hom gevra, Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here het vir haar gesê, ek wil jou 'n draer van hoop maak. En sy het 'n kursus gaan doen oor hoe om te getuig. En sy vertel hoe sy bewerig haar eerste getuienis kom gee het. Sy het so gebewe, sy het so onsamehangend gepraat, dat sy self nie verstaan het wat sy sê nie. En toe sy aan die einde van hierdie gesprek vir die eerste persoon vra, wil jy 'n oorgawe vir die Here maak? Was sy skoon geskok toe hierdie persoon sê ja. Sy kon nie glo hierdie persoon sê ja nie. En sy saam met hierdie persoon het sy 'n gebed van oorgawe gebid. En hierdie man het geloofsekerheid gekry. En sy het die volgende dag na die winkel toe gestap en sy het 'n notaboekie gaan koop. En sy het hierdie man se naam in die notaboekie geskrywe en vir hom begin bid. En sy het in haar binnekamer ingegaan en sy het gesê, Here, gee vir my nog een persoon, asseblief net nog een persoon wat ek na U kan lei. En kort daarna het die Here haar gebed verhoor en sy het nog 'n persoon gekry teenoor wie sy getuig het en sy het ook sy naam in daardie boekie geskrywe. En sy het nou 2 mense gehad vir wie sy bid. Maar sy het gevoel dis nie genoeg nie en sy het in haar binnekamer gaan smeek en gesê, Here, wil U nie vir my net asseblief nog een persoon gee wat ek na U kan lei nie. En die Here het haar gebed verhoor en sy het kort daarna nog 'n persoon gekry wat sy na God gelei het en sy het sy naam ook in hierdie boekie geskrywe en vir hom op 'n gereelde basis begin bid. En so het dit begin en sy het nog mense na die Here gelei en nog meer en nog meer. En later het hulle haar getuienis op 'n DVD opgeneem. En hierdie vrou is nou 81 jaar oud. En sy het in die laaste 15 jaar van haar lewe 3147 mense na die Here gelei, vir wie sy getrou bid. En sy het gehuil en gesê, Here, hoekom het ek dit eers in die laaste 15 jaar van my lewe ontdek? God roep jou vanmôre as 'n draer van hoop. God sê vir jou vanmôre, ek het die Heilige Gees in jou lewe gegee en my begeerte is dat jy 'n stroom van lewende, gewende water sal word. Hou op om volgens jou dagboek te leef. Leef volgens my Heilige Gees se agenda vir jou lewe. Hoop is om net dit eers te begin doen. Net die eerste tree te gee oor kan die straat. En dan aan te hou, luister na God se stem. En dan aan te hou, doen wat God jou vra. Amen. Kom ons word stil. Ek wil vra dat net waar jy daar sit, dat jy eerlik met die Here sal word. As jy iemand is wat net vir jou eie program lewe, of jou eie dagboek. As jy iemand is wat nie kans sien om oor die straat te loop na die ander kant toe nie. Wil jy dit nie vanmôre voor God bely nie.
Wil jy nie weer vanmôre vra dat God die Heilige Gees in jou hart sal kom uitstort en 'n nuwe vuur en 'n nuwe passie, 'n nuwe verlange vir jou sal kom gee nie. Geef jou geleentheid om met God te praat in stil gebed. Here, U weet wie van U kinders sit vanmôre hier en besef dat hulle lewe soos die dooie see is. Morsdood. Maar U kom vanmôre en U spreek lewe in ons. U spreek daardie beeld van Esegiel 47 en U sê vanmôre ek het jou gekies om deur die krag van my Heilige Gees 'n verskil te gaan maak. Hoe bevoorreg is ons nie vanmôre om hierdie woord te hoor hier in U teenwoordigheid nie. Here, help ons dat ons nooit weer hastig sal wees nie, maar altyd tyd sal hê vir dit wat U van ons vra. Ons kom maak vanmôre by hernuwinge oorgawe aan U. Was ons met U kosbare bloed. Reinig my van alle sondes, Here. Maak my U kind, wedergebore deur U Heilige Gees. Stuur die herlewing eers in my eie hart, Here. Gee vir my vanmôre trane in my hart, trane van berou oor my eie lewe en my eie doodsheid. Leer my om van myself weg te kyk en in U voetspore te wandel. Dankie, Here, vir U genade. Amen.